So dankbaar vir U wat teenwoordig is ook hier by ons vanoggend. En in en deur ons Here Jesus Christus, Vader, is U liefde enorm vir almal wat by Hom ingesluit is. Dit is 'n onpylbare liefde. En dit is bykans onmoontlik om dankbaar genoeg te wees. Dit is onmoontlik om dankbaar genoeg te wees vir U vrye guns vir sondaars wat dit hoegenaamd nie verdien nie. Here, U goedheid jeens almal wat die Heilige Gees ontvang het, is enorm groot. Dankie ook weer eens vir die Heilige Skrif. En ook vir vanmôre se skrif, waarin ons weer helder en duidelik sal kan sien hoe U in U mense se lewens werk. Here, kom dan tog weer andermal. En kom onderrig ons. Werk met ons. Hier na 'n besige week op hierdie rusdag. En help ons om 'n vermoë te kan hê, Here, om te verstaan wat ons hoor. En ons nie net verwonder te mag wees aan die evangeliewoord nie, maar ook verander te word deur die evangelie. Mag ons harte wees, soos wat ons volgende week sal sien, in die gelykenis van die saaiër, daar die 4de soort grond, wat hy daar beskryf, die goeie grond, waar die saad val en ontkiem en opkom en wonderlike vrugte lewer. Geen onkruid wat verstik of dorings en distels wat verstik en voëls wat saad oppik nie. En nie dat die sorge van die lewe of die verleiding van dit of dat in die wêreld die saad versmoor en onvrugbaar maak nie. Maar deur U genade goeie grond. Amen. Ons skriflesing vanmôre is die heel laaste vers. Dis eintlik nie eers 'n vers nie, dis net 'n deel van die vers. Maar dis die heel laaste vers van die apostel Paulus se sendbrief, sy tweede brief aan die Korintiërs. So dit is dan hoofstuk 13, 2 Korintiërs 13, en ons lees die heel laaste vers. Die heel laaste vers van die brief. 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. En dan het ek gesê, dit is net die derde deel of die tweede deel van die vers wat ons oordenking vanmôre behels, naamlik die gemeenskap van die Heilige Gees. Die gemeenskap van die Heilige Gees. Mense vra, waarom praat julle van die Heilige Gees en nie net van Heilige Gees nie? Ons praat mos van Vader en van Seun en hoekom nou die Heilige Gees? En die antwoord is,
Want dis wat die Bybel sê. Nie nodig om 'n vreeslike antwoord te gee nie. Die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle, en dis natuurlik nie alle mense hierdie nie, maar by die kinders van God in Korinte, by julle almal wees. Ons lees nou tot sover saam uit die Heilige Skrif. Volgende week, as die Here wil, sal ons die reeks oor Korintiërs, oor Matteus voortsit, waar ons verlede keer nog was, en dit gaan wees dan die gelykenis van die saaier, volgende week. 'n Vers wat baie tot my gespreek het die afgelope tyd, vind ons in Titus. Titus 3 vers 8. Dan staan daar: God die Vader het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus, ons verlosser. Is dit nie aangrypend nie? Mens voel eintlik die opwinding van hierdie kragtige vers. Hy sê, ek lees weer, Titus 3 vers 8, hy sê, God die Vader het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Christus Jesus. Is dit nie 'n opwindende vers nie? 'n ware Christusgelowige, 'n mens in wie se lewe die Here God regtig iets kom doen het, se lewe is nooit vir een oomblik sonder die teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees nie. Of jy dit voel en of jy dit nie voel nie. God die Vader het immers die Gees ryklik op so 'n persoon uitgestort in Jesus Christus. Dis wat daar staan. Die beeldspraak van uitgestort sluit natuurlik aan by Joël 2 vers 28 en ons weet dat dit op Pinksterdag vervul is, soos wat Handelinge 2 bevestig en berig. Dis wat daar gebeur het op Pinksterdag. En van toe af tot op hierdie dag is die oorvloedige inwoning van die Heilige Gees nie meer beperk nie, maar dis ryklik uitgestort oor al God se verloste kinders. Dit beteken twee dinge. Dit beteken eerstens dat alle ware Christusgelowiges ten volle daaraan deel het, en elke woord wat ek vandag sê tel gewig. Daarom sê ek weer wat ek nou gesê het, want elke woord is belangrik. Dit beteken, hierdie uitstorting van die Heilige Gees beteken eerstens dat nie alle mense nie, alle Christusgelowiges ten volle daaraan deel het. En tweedens beteken dit dat elke kind van die Here die volheid van die Heilige Gees ontvang het. Is dit nou nie goeie nuus nie? Elke mens wat deur die Here lewend gemaak word, wat tot bekering kom en tot geloof in Jesus Christus gebring word, ontvang die Heilige Gees. Waar staan dit in die Bybel? Elkeen, ja, waar staan dit in die Bybel? Jesus sê dit self in Johannes 7:39. Hy sê, die Heilige Gees word ontvang deur wie? Deur almal wat tot geloof in Jesus Christus kom. Nie in brokstukkies nie, broers en susters. Nie brokstukkies van die Heilige Gees nie, nie gedeeltelik die Heilige Gees nie. 'n Mens hoef nie eers 'n sekere kursus te gaan deurloop om al hoe meer en meer van die volheid van die Heilige Gees in jou lewe te kry nie. Onthou, die Heilige Gees is 'n persoon.
Hy's 'n persoon net soos die Vader en die Seun. Daarom, omdat hy 'n persoon is, kan hy nie in dele verdeel word nie. 'n Persoon is of volledig teenwoordig of glad nie teenwoordig nie. As Gordon 'n persoon is, Gordon is 'n persoon. Gordon as 'n persoon is of heeltemal by Buitenkantstraat 39 Kaapstad teenwoordig nou, of hy is glad nie hier teenwoordig nie. Maar daar kan nie 'n stuk van Gordon hier wees en die ander stuk sit in Milnerton nie. Want hy's 'n persoon. Hierdie bril is nie 'n persoon nie. Dit beteken ek kan hom in die middel deurbreek en ek kan die helfte hierna toe bring en die ander helfte by die huis los. Want is dit. Maar die Heilige Gees is nie 'n dit nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. 'n Persoon is of volledig teenwoordig of glad nie teenwoordig nie. Dis die wonder van die Bybelse boodskap. En dit het niks met gevoelens te doen nie. Dit het niks met gewaarwordinge te doen nie. Dit het niks met emosies en ervarings te doen nie. 'n Mens kan nie voel dat die volheid van die Heilige Gees in jou is nie. Jy moet die Here daarvoor glo en jy moet die Here op sy woord daarvoor neem, want sy woord gee die bevestiging en sy woord, Johannes 17:17, is die waarheid. Maar ons gevoelens en ons gewaarwordinge en ons ervarings is nie die maatstaf vir die waarheid nie. Hoe weet ons dit? Want Jeremia 17 vers 9 sê, dit is bedrieglik bo alle dinge. Hy sê, het jy ooit daai vers gelees? Jeremia 17 vers 9 sê, ons harte, met ander woorde ons innerlike, ons gevoelens en ons emosies en ons denke en ons innerlike, ons harte, nie die vleispomp nie, jou hart, geestelik, is bedrieglik bo alle dinge. So jou hart kan vir jou sê, jy het nie die volheid van die Heilige Gees nie, mevrou. Terwyl die Bybel sê, jy het die volheid van die Heilige Gees, dame. Dus, wat is die waarheid? Kies. En omdat die Heilige Gees werklik daar is daar vernuwing, is daar transformasie, is daar heiligmaking, is daar krag vir die lewe. So werk God drie-enig wonderbaarlik in die lewens van onverdiende mense. En dit veroorsaak dat die Christusgelowige nou bevoorreg is om in voortdurende gemeenskap met die Here te mag lewe. Dink daaraan. Dink daaraan. Indien die persoon van die Heilige Gees ryklik op jou uitgestort is en hy nader aan jou gekom het as jou eie asem. Dink net, hoe is voortdurende omgang met God drie-enig nie nou vir jou moontlik nie, dat jy 'n voortdurende innerlike fees kan hê, in plaas daarvan om maar net die heeltyd om te gaan met jou eie gedagtes, of te reageer op die impulse van jou omgewing, want as jy nie in gemeenskap met die Here lewe in jou innerlike mens nie, dan is jou enigste alternatief om te doen wat alle mense doen, en dit is om in gemeenskap te lewe met jou eie gedagtes en die impulse wat uit jou omgewing na jou toe kom. Dis of die een of die ander. Die Heilige Gees kom skep en hy kom vestig letterlik 'n stuk gemeensaamheid met die Christusgelowige mens. En hy skep dit nie net nie, hy hou dit ook in stand. En dit is daardie gemeensaamheid, dis daai fellowship, daai vriendskap, daai gemeenskap wat die Heilige Gees met die gelowige skep. Dit is dit wat die apostel Paulus aan die einde van sy briewe aan die gemeentes toesê. Soos hier aan die einde van die tweede brief van die Korintiërs. Hy sê dit aan hulle toe voor hy groet. Want selfs al was al die leraars weg,
In die Korintiese gemeente het die Heilige Gees by die gemeente gebly, om nooit te wyk nie. Om nooit te wyk nie. Daar in die destydse gemeente van Korinte het al die geestelike leiers die een of ander tyd inderdaad weggegaan. Inderdaad so. Paulus het na 18 maande vertrek uit Korinte. Silas en Timotheus en Aquila en Priscilla het na Efese vertrek. Apollos het gekom en gegaan. Petrus was vir 'n kort rukkie daar, maar uiteindelik het almal weggegaan. Daarinteen het die Heilige Gees, deur wie se genadige bemoeienis en werking die gemeentetjie in Korinte tot stand gekom het en gegroei het deur hom. Hy, die Heilige Gees, het gebly toe almal weg is. Hy het gebly omdat hy, waarom? Omdat hy uitgestort is op Pinksterdag. Daarom het hy gebly en daarom kon hy nie en het hy nie en sou hy nie weer van hulle af weggaan nie, want die Vader het hom, die Heilige Gees, in die naam van die Seun gestuur, sê Johannes 14:26, om vir ewig by ons te bly. Dit beteken na jou dood gaan die fellowship, die gemeenskap aan. Ewig te bly. Is dit nie wonderlik nie? Dit is wat uitstort beteken. Wat beteken dit? As ek hierdie water, ek gaan dit nou nie doen nie, maar as ek hierdie water, hierdie glas uitstort op die mat daaronder, wat beteken dit? Dit beteken dis onherhaalbaar, want hoe gaan ek nou al daai water van die mat af weer binne in die glas kry? Dis onherhaalbaar, dis finaal, dis oorvloedig, is heeltemal uit alles, dis ewig. As iets uitgestort is dit finaal, kan nie weer omgekeer word nie. Dis 'n radikale handeling. Hoe kry jy die water wat uitgestort is uit die bottel weer in die bottel? Uitstorting kan nie omgekeer word nie. Die uitstorting, broers en susters, bring kameraadskap. Dit bring gemeenskap. Dit bring gemeensaamheid met God se ware kinders. En hierdie gemeenskap word weer en weer en weer aan ons geskenk, aan ons toegesê aan die einde van elke erediens. Wanneer die seën ooreenkomstig die skrif oor ons uitgespreek word. Daardie deel sê ek altyd, weet u, van die erediens is nie die tyd om seker te maak dat jy jou handsak of jou selfoon of wat ook al het nie, of ons doen dit, want ons doen dit onnadenkend, omdat ons so gewoond is daaraan en omdat ons dink, ag, dis maar net 'n mooi gepaste slot vir die erediens. Of dis die predikant se mooi woorde om ons daarom nou op 'n gepaste manier daarom nou te verdaag. Dis wat ons dink, maar dit is nie so nie. Dis die Here se woorde uit sy woord waarmee hy vir ons in die wêreld uitstuur. Waarmee stuur hy vir ons in die wêreld uit? Met die slotwoorde van die 2 Korintiërsbrief. Waarmee stuur hy vir ons? Met die toesegging van die Pinkstergawe van die gemeenskap van die Heilige Gees. Is dit nie ontsettend nie? En dit moet elke keer weer in die geloof aangeneem word. Ek moet dit aanneem. Want hierdie uitstorting, broers en susters, van die Heilige Gees, dis so diepsinnig. Ek het gedink weer vanmôre vroeg, hoe op aarde moet 'n mens van vlees en bloed nou oor so 'n onderwerp praat? Maar ons moet, want dit staan in die Bybel. Maar ek voel myself hoegenaamd nie bekwaam nie. Want dit is iets wat ons nie met ons logika en verstand kan deurgrond nie, reg? Reg? Die uitstorting van die Heilige Gees en die gemeenskap wat hy met ons stig. Hoe moet jy dit deurgrond kry? Jy kan nie. Hy's uitgestort op die aarde sonder dat hy die hemel verlaat het. Hoe verstaan jy dit?
Want die Heilige Gees is net soos die Vader en die Seun, ewiglik ware God en alomteenwoordig. Hy is volwaardig God en moet daarom as sodanig aanbid word en van harte liefgehê word. Hoe verstaan jy dit? Jy kan nie. Net so min as wat jy die wonderdaad van die uitstort van die Gees, net so min as wat jy die gemeenskap van die Heilige Gees met die kinders van die Here, net so min as wat jy dit kan gaan inpak in jou eie klein skemaatjies en metodetjies. Hoe moet jy dit doen? Jy kan dit, maar baie mense doen dit. Baie mense probeer dit doen. Dink aan al die videoetjies wat 'n mens sien van 5 stappe om die volheid van die Heilige Gees, of 3 stappe om die Heilige Gees in jou gemeente te laat werk. En met ander woorde, jy moet dit doen en dit doen en dit doen, en dan gebeur dit, man. Dis asof dit in ons hande lê. Jy moet net die nodige aksiestappe neem, dis al. Daar selfs hipercharismatiese predikers wat die Heilige Gees uitdeel tydens hulle dienste. Party begin hulle dienste deur te sê, welkom, welcome o Holy Spirit. Welkom o Heilige Gees. Wie is ons om hom welkom te heet? Wie is ons? Dis amper asof ek die Heilige Gees hoor sê, man, moenie my verwelkom nie. As dit nie vir my was en my genade en seën oor jou nie, dan was jy net 'n damp wat nie meer bestaan het nie. Jy het nie nodig om my te verwelkom nie. Dis die genade van God dat jy in hierdie diens is. Want as ek jou gelos het soos wat jy was, dan jy ook by die huis gesit en TV kyk of gedoen of wat, of golf gespeel of wat dit ook al is. Maar jy sien hoe dink ons altyd hierdie goed is in ons hande. Nee. Ons kan nie hier op hierdie manier ons hande op hierdie wonderdaad van God lê nie, gemeente. Jy kan nie. Net soos wat ons Here Jesus se geboorte, kruisiging, begrafnis, opstanding en hemelvaart, net so is ook die uitstorting van die Heilige Gees, soos die Bybel daarvan praat, 'n onnaspeurlike genadedaad van God soewerein. Dit kom van hom af na ons toe. En dis onvergelyklik. Dis onbegryplik, dis onnadoenlik, 'n genadedaad van God. Die Bybel sê hy is uitgestort om vir ewig by die ware kinders van die Here te bly. Met ander woorde, dus om gemeenskap en kameraadskap en hoe jy dit ook al wil noem, geselskap of vriendskap met ons tot stand te bring. In een woord sê ek vir u, vir my verstaan is dit asemrowend. Asemrowend. Terwyl daar so baie onkunde daaroor is, dit weet ons almal. Daar is soveel onkunde oor die Bybelse leer oor die gemeenskap van die Heilige Gees, is dit nie? Sommige mense dink hierdie gemeenskap van die Heilige Gees moet iets bonatuurlik wees, dit moet iets snaaks vreemd wees, iets van 'n ander wêreld wees, gepaardgaande nog met dinge soos tekens en wonders en manifestasies. Die eenvoud van die Bybelse boodskap is vir baie van ons hopeloos te vervelig. Daar's te min aksie. Dis te lig. Dis te liggewig, soos die Bybel praat. Daar moet meer aksie wees, voel ons. Maar weet jy, wat leer die Bybel oor die Heilige Gees se gemeenskap? Weet jy, dit mag dalk vir die vreemd klink vanmôre, maar om dit in my eie woorde te sê, weet jy, die Heilige Gees se gemeenskap stel jou in staat om net 'n regte mens te wees, soos God dit bedoel het oorspronklik. 'n Mens in wie die Here Jesus Christus al hoe meer gestalte kry. 'n Mens wat oorloop van die Here Jesus en van die dinge van die Here. 'n Mens, met ander woorde, soos God dit oorspronklik bedoel het toe hy die mens gemaak het. Dis al. Dis wat die gemeenskap van die Heilige Gees in jou lewe tot stand bring. Dit is waarom 'n mens die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees opmerk. Waar? Jy merk dit op in die gewone menslike sleurgang van elke dag.
Sy gemeenskap wat hy met jou vestig is daar, al voel alles vir jou so sleur. Sy gemeenskap is daar, al is alle ander hulp weg. Sy gemeenskap is daar, al lyk en voel dinge te vergeefs. Sy gemeenskap is daar, al het al die geestelike leiers weggegaan, soos in Korinte. Sy gemeenskap is daar, al is jou lewe in 'n hoek, en niemand kan jou help nie. Dan sy gemeenskap daar, jy kom dit agter. Daar kom ons tye wat 'n mens voel dat niemand in staat is om jou te verstaan nie. Niemand is in staat om jou te help nie. Niemand het begrip van wat in jou hart aan die gang is nie. En wanneer jy niemand het om dit mee te deel nie. Ook veral daar wanneer jy daai finale muur bereik in jou lewe, wanneer net jy alleen moet sterf. Dan is die Gees daar. Die Heilige Gees. As jy iemand is wat werklik tot inkeer gekom het, en die Here Jesus aangeneem en ontvang het in jou lewe, moenie dink dat daai finale muur gaan 'n einde beteken aan die gemeenskap van die Heilige Gees nie. Kan nie verstaan waarom die Bybel die Heilige Gees die trooster noem, die parakletos. Hy skep gemeensaamheid met ons. Hy hou vriendskap en geselskap met ons. Hy troos ons. Hy vee trane af. Hy gaan met ons om. Al is ons hoe onwaardig en voel ons dikwels hoe simpel. Dit is die rede waarom jy dit kan vat wanneer jy ter wille van die Here Jesus verag word. Of wanneer jy honger en dors moet verduur, ek haal aan uit die Korintiërsbrief. Of wanneer dinge taai raak, wanneer jy mishandel word of onreg moet sluk. Daarom kry jy soms woorde en wyshede en krag op die regte oomblik. Dis waarom jy dit kan vat wanneer jy gehaat word. Wanneer jy verdruk word, is jy nie te neergedruk nie. Dis waarom daar so 'n aardige innerlike vreugde is, selfs in die mees benouende omstandighede, wanneer jy nie veronderstel is om vreugde te hê nie, is daai 'n aardige innerlike vreugde daar. Dikwels is ons oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons voel alleen, maar ons is nie verlate deur God nie. In al ons moeites kan ons juis oorwin omdat die Heilige Gees uitgestort is. En gemeenskap met ons skep. En kan ons ander bemoedig terwyl dit eintlik ons is wat die bemoediging nodig het. Kan ons ander versterk terwyl ons self voel hoe dis eintlik ek wat die versterking nodig het nou. Maar dit gaan ver bo ons kragte uit. Want dit is nie van ons nie, dit is van hom. Vriende, dit is kan ook sê die detonerende krag, die geweldige krag van die gemeenskap wat die Heilige Gees skep. En daarom sê die Bybel, dis nou reeds 'n salwing en 'n seën. 1 Johannes 2:27 sê, ons het die salwing. Elke mens wat werklik tot geloof in Jesus Christus gekom het, deel 1000% in hierdie salwing. Dis nie 'n ekstra wat net sommige supergelowiges ontvang nadat hulle die regte aksiestap het, omdat hulle die regte aksiestappe geneem het nie. Dis nie iets waarop gewag moet word nie. Die feit is, ons het dikwels nie die kennis hieroor nie, en daarom vanmôre se boodskap. Want nou kan ons nie sê ons het nie die kennis nie. Maar 'n ander probleem is natuurlik dikwels dat ons dit nie glo nie. Ons glo God nie. En dan dink ons het dit nie. Natuurlik bring die Heilige Gees se gemeenskap met ons ook daardie sondes wat ons probeer bedek aan die lig. Dis deel van die pakket. Die gemeenskap wat die Heilige Gees met ons skep, het al hierdie wonderlike eienskappe wat ek nou genoem het en baie meer wat ons nie genoem het nie. Maar dit is ook wonderlik, maar ons ervaar dit baie keer negatief, maar dit is ook 'n seën
is hy bring daardie goed na vore wat ons probeer bedek of wat ons dikwels nie eers aan dink nie. Nie ongedefinieerd nie. Hy sal nie vir jou so 'n ongedefinieerde skuldgevoel gee nie. Dit kom gewoonlik van die duiwel. As die Heilige Gees se gemeenskap goeders aan die lig bring, dan gaan dit gedefinieerd wees. Jy gaan presies weet waarop hy sy vinger lê. Wanneer jy jou byvoorbeeld en ek, wanneer ons verbeel dat ons beter is as ander mense, ewe skielik weet jy dit onmiddellik. Niemand weet dit nie, jy weet dit. Jy weet, hier is iets verkeerd. En jy weet wat's verkeerd. Of wanneer jy jouself aanmatig, dan is dit die Heilige Gees wat sy vinger daarop lê, vriende. Dit is wat die gemeenskap met die Heilige Gees onder andere ook beteken. Dit is soos 'n reinigingsvuur. Dit lê die verborgde sondes bloot. Dit bring dit aan die lig. Dit reinig, dit maak skoon, dit bevry. Dis hoekom ek gesê het, ons ervaar dit dalk negatief, maar dis eintlik positief. Daarom moet ons nie onsself om die bos lei nie. Onsedelikes, afgodsdienaars, egbrekers, homoseksueles, diewe, geldgieriges. En ek is besig om nou aan te haal uit 1 Korintiërs 6, 9 tot 11. Dronkaards, kwaaddoeners, kwaadpraters, bedrieërs, sal nie deel kry aan die koninkryk van God nie, sê hy. Maar, dis nou juis van hierdie sake wat die Heilige Gees ons kom losmaak. En ons kom vrymaak as hy gemeenskap met ons skep. Dis waarom vers 11 so wonderlik sê, maar julle, hy noem daar die lys, en dan sê hy vers 11, maar julle het julle laat afwas, julle is geheilig deur die Heilige Gees. Kan jy dit hoor? Dis die blye boodskap. Die gemeenskap van die Heilige Gees is met ander woorde wat? Hy sterker as daardie hele lys sondes. Dit moet ons hoor en dit moet ons glo. Dit is die evangelie. O, die mooiste dinge gebeur in jou lewe as die Heilige Gees sy gemeenskap met jou kom vestig. Sy vrugte begin in jou lewe na vore tree. Baie keer is ons nie bewus van wat hy doen nie, maar ander mense neem dit waar. Ander kan baie dikwels vir jou goed sê van hoe hulle hierdie goed sien wat jy nie van bewus is nie. Sy vrugte begin in jou lewe na vore kom. In sy gemeenskap met jou gee hy aan jou alles wat jy nodig het om Jesus Christus te verheerlik en vir hom te lewe. So wonderlik is dit nie. En dis juist vanweë hierdie gemeenskap van die Heilige Gees wat hy in ons skep en in stand hou, wat daar op die ou einde geen aanklag teen ons sal wees wanneer die Here Jesus op die wolke kom nie. Jy is nie net bekleë met die geregtigheid van Jesus in beginsel nie, o ja, dit ook. Maar omdat die gemeenskap met die Heilige Gees 'n minuut tot minuut saak is, van die dag wat jy 'n Christen geword het, tot wanneer die Here Jesus kom, of wanneer jy sterwe, wat ook al een van die twee eerste is, omdat hierdie gemeenskap van die Heilige Gees 'n deurentydse teenwoordigheid en 'n werklikheid is, en dit ook 'n reinigingsvuur is, soos ek nou net verduidelik het, vrees jy ook nie Christus se koms op die wolke nie. Wanneer die laaste trompet blaas, hy sê dit so mooi in 1 Korintiërs 15, wanneer die laaste trompet of basuin blaas. Die ou Jode het in die Ou Testamentiese tyd die shofars, die basuine so geblaas by die feeste.
Daai bassyne wat die Jode geblaas het, hulle het nie geweet nie. Dit is eintlik, was dit net 'n simboliese ding, wat wys na daai groot bassyn wat gaan finaal blaas, dat jy dit kan hoor in Amerika, dat jy dit kan hoor in Australië, dat jy kan hoor in Europa, en ook in Suid-Afrika. Almal sal dit hoor. Ek het nou die dag daaraan gedink, as 'n vliegtuig so maklik van hierdie punt na daai punt gaan. Jy styg hier op. Jy kom 1210 km verder in Johannesburg. En jy moet gou-gou jou drinkgoedjies en jou eetgoedjies moet jy gou doen. Want hy land. Ek het gedink as 'n vliegtuig dit kan doen. 'n Mensgemaakte masjien. Hoe maklik is dit nie vir God? Hoe maklik is dit nie vir Christus? Hoe maklik? Dit is verspot maklik. Ek het nou net gekyk na die ou aardbolletjie daar uit die ruimtetuig wat maan toe is. Dan neem hulle nou hierdie aardbolletjie. Dit is mooi. Dit is 'n mooi planeet. Maar dit is so 'n aardbolletjie. Toe dink ek by myself, hoe maklik is dit nie vir die seun van God om te verskyn dat hy hele aardbol hom sien nie. It's like that. It's niks. Maar wanneer hy kom op die wolke, dan word die gemeenskap van die Heilige Gees, wat ons nou alreeds so goed ken, dan word dit 'n volle, perfekte, volmaakte gemeenskap met die Vader en die Seun vir ewig en altyd. Dit is waarmee die Bybel afsluit in Openbaring 21 en 22. Amen. Laat ons dankie sê en bid. Vader, 'n mens, jou hele verstand gaan staan stil wanneer jy oor hierdie groot waarhede dink, want dis nie moontlik om dit intellektueel, rasioneel te verstaan nie. Daar's net een ding wat 'n mens daarmee kan doen, is glo wat God sê. Glo die skrif. Dankie dat die kind van die Here nooit alleen is nie. Nooit nie. Dankie Here dat die kind van die Here ook nie alleen sal wees in sy of haar dood nie. Dat hierdie gemeenskap wat die Gees skep, verby die dood gaan. Al bly ons liggame agter, die gemeenskap wat die Gees skep, gaan net rustig voort. Is dit nou nie 'n evangelie om oor te vertel nie, verander nie. Here, soms dink ons net aan onsself. Soms dan lewe ons maar net met ons eie ou gedagtetjies. Terwyl ons eintlik op 'n baie hoër vlak van lewe kan leef. Maak nie saak waar ons is nie. Om in gemeenskap met die Gees van God te leef. Here, gee vir ons nuwe hoop en vreugde. En dat ons oorloop van die hoop deur die krag van die Gees, Here. Stuur ons nou uit die diens van vanoggend as mense wat iets meer leer ken het van hoe God met ons werk. Opgewonde deur die genade van die Here. Om sy naam ontwil bid ons. Amen.